Basically, the question I had was directed basically to you and Cliff, which is you've talked about your stance on baptism and the Eucharist and how you believe that they're just basically symbolic outward professions and not as actually efficacious for salvation. And basically my critique, or my question really, is when we look at the extant records of the 1st, 2nd, 3rd century Christians, all of them say that these are efficacious for salvation, that they're not just symbolic, that they have an actual deifying effect on the person that receives them. So I guess my question is, how can you say that you're following what the Bible says if your interpretation of the Bible is not lining up with the people that directly received the Bible and even compiled the canon of the New Testament as we know it? Goeiedag almal. Aangesien ons in die tydvak van Goeie Vrydag en Opstanding Sondag onsself bevind, wil ek graag terugvoer gee oor die debat wat so 'n bietjie opspraak gemaak het aanlyn, veral op YouTube, tussen die Knechtelies, dis nou natuurlik Cliff en sy seun Stuart, en 'n jong man met die naam van Miret Melaku, wat natuurlik gegaan het oor die brood en die wyn by die nagmaal. Nou, ek wil begin deur te sê dat die volle debat van so bietjie meer as 11 minute se link of se skakel in die beskrywing of in die description is. En ek wil nie die hele video hier weer wys nie, so gaan kyk om daarso. Ek gaan net uittrek soos wys. En dan wil ek verder ook sê, daar is ook skakels in my beskrywing van die ander video's wat ek gebruik het ook as bronne om hierdie gesprek of hierdie video dan ook te kan maak. So gaan kyk gerus na daardie gesprekke. Nou net kortliks vir die wat nie weet nie, ek dink die Knechtelies is baie bekend vir al Cliff. Nou Cliff en Stuart is natuurlik 'n pa en 'n seun wat op kampusse, universiteitskampusse in Amerika debatte voer, Christelike debatte, en dit is gewoonlik met ateïste of ongelowiges of mense van ander gelowe. En ek moet sê, ek hou van hulle video's, ek kyk gereeld daarna, hulle het goeie argumente en ek dink hulle doen uitstekende werk vir die koninkryk van God. Aan die ander kant van die debat, die vraag oor wie is Miret Melaku, nou wel, hy is die seun van die Oriental, oftewel die Oos of Ethiopies ortodokse priester, Keses Melaku, wat wel van Ethiopië afkom, maar wat nou die Ethiopiese ortodokse kerk in Los Angeles in Amerika bedien. Nou, Miret, wat swat by Harvard en wat self ook 'n deacon is in sy pa se kerk. Nou ek wil hier spesifiek die Engelse woord deacon gebruik, want 'n deacon in hulle verstaan is nie dieselfde as 'n diaken wat ons in ons kerkterme verstaan nie. Dis dalk die Afrikaanse vertaling is dalk diaken, maar hy is 'n deacon in sy pa se kerk. Nou in die ortodokse kerke is 'n deacon iemand wat wel as 'n prediker georden is, of as 'n predikant georden is, en wat dan ook wel preek binne die kerk, en wat die priesters en die biskoppe bystaan met hulle bedieningswerk, en wat veral ook werk met die liturgiese rolle van die kerk, en ook wat ander dienste aanbetref. So Miret is in daardie vorm dan ook 'n deacon, en daar is ook preke van hom wat mens kan sien aanlyn, en daar spesifiek ook as mens nou gaan kyk daar by sy pa se YouTube channel is daar 'n gedeelte van 'n jong Miret wat 'n stuk op 'n klavier uitvoer, wat vir my baie goed was. Maar goed, nietemin, as mens so 'n bietjie jou navorsing gaan doen oor Miret, dan moet ek sê, volgens alle bronne is hy 'n baie begaafde en 'n baie slim jong man. Maar hier is wat gebeur het. So Cliff en Stuart was, soos wat hulle meeste van die tyd mee besig was op 'n kampus gewees, besig
om gesprekke te voer en onderhoude of nie onderhoude nie, debatte te voer, en toe het Miret opgestaan en hy het gesê dat Cliff en Stewart 'n valse leer verkondig, omdat hulle leer dat die heilige nagmaal net 'n simboliese handeling is. Nou goed, en van daar af het die gesprek toe verder gegaan, en hulle het hom toe nou geantwoord en gesê, hulle glo nie in die transsubstansiasie, en dit beteken dat die brood by die nagmaal letterlik in Jesus se vlees of vleis in verander, en die wyn letterlik in Jesus se bloed in verander nie. Miret het hulle toe geantwoord deur te sê dat hy ook nie daarin in die transsubstansiasie glo nie, maar dat hy in die regte teenwoordigheid van Christus by die nagmaal glo. Nou hier wil ek my opinie gee, en my opinie, my observasie was nog altyd gewees dat al sê Miret, wat ons moet onthou, hy's 'n ortodokse Christen, so gaan doen so 'n bietjie die navorsing oor die skering tussen die ortodokse en die Rooms-Katolieke wat plaasgevind het alreeds voor die hervorming, baie lank voor dit. Maar in my opinie wil ek sê, al sê Miret, soos baie ander ortodokse Christene en baie kere ook selfs die Rooms-Katolieke Christene, dat hulle nie in die transsubstansiasie leer glo nie, maar net in Christus se teenwoordigheid by die nagmaal is wat hulle verduidelik wanneer jy vir hulle vra wat hulle bedoel met die teenwoordigheid van Christus by die nagmaal, uiteindelik niks anders nie as die transsubstansiasie leer. So ek wil dit baie duidelik maak. Nou, dan is daar byvoorbeeld 'n uittreksel wat ek nou wil wys, waar daar 'n onderhoud met Miret gevoer word na afloop van hierdie debat op kampus, en as gevolg van hierdie debat op kampus, en hier sê hy eintlik presies wat ek nou sê, en maak hy wat ek hier sê uiteindelik duidelik. So ek wil nou eers daardie debat hier wys. I hope you would never say saved. You have to actually believe in transubstantiation, which is the claim you're making. That's not the claim. I don't believe in the scholastic idea of transubstantiation, but I do believe in the real presence. And my argument... I believe that there's presence there. Well, it's actually his body and his blood. That's transubstantiation. No, transubstantiation is the metaphysical idea that the substance goes from being the substance of bread and wine to the substance, but right? But you could believe in consubstantiation like Lutherans believe. Sure. You could believe in other metaphysical things. So are those salvific? Do you need to believe in those? No. What I think is necessary is to believe in the faith of the apostles, and they believe that was truly his body and his blood. That's what all. So if you don't believe in what the apostles teach on communion specifically, that the body is the actual body in the bread, right, and the blood in the wine, then are you not saved? So I think you're kind of viewing salvation as a one-time thing, which I think in of itself is a Protestant worldview. Why does the Eucharist save us? Well, I think the simple answer is because the Eucharist is our Lord. It's his body, his blood. And Christ plainly says in John 6, whoever eats my flesh and drinks my blood has everlasting life. And the reason why, again, is what is salvation? It is union with God. Well, can we unite with the divine essence? Absolutely not. That's why the incarnation had to take place, right? In Christ, in the person of Christ, the divine nature is united to the human nature. And so in this is our salvation, that now we can participate in the divine nature, as St. Peter says, in the person of the incarnate word. How does that happen? That concretely happens when Christ offers to us his incarnate body, right? This is why we can say the church is the continuation of the incarnation, because the physicality of the word, the fact that the word became flesh, is made manifest to us in the flesh and blood of our Lord Savior Jesus Christ. So this is how we are physically united to Christ, right? This is how Christ abides in us and we in him. So this is why it saves us. Goed, nou dat ons daardie uittrek so gesien het, is dit dalk belangrik om te sê, eerstens dat Cliff en Stewart hulle self nie noodwendig as protestantse Christene beskou nie, maar wil ek wel sê dat soos wat hulle hier sê, glo ons as meeste protestantse Christene ook aan die werklike teenwoordigheid van Christus tydens die heilige nagmaalsvieringe. Maar die verskil kom in by die vraag, hoe
glo jy? Is Christus werklik by die nagmaal teenwoordig? Nou die bekende R.C. Sproul sê dit gaan oor die woordjie is. Wanneer Christus sê hierdie brood is my liggaam, en Sproul sê die vraag is, wat is? Is hy werklik, dis nou Christus, is Christus werklik teenwoordig, omdat die brood letterlik sy vlees of sy vleis word, op die oomblik as jy dit in jou mond sit, en die wyn sy bloed, so sommige groepe dit sien, of is Christus ook werklik teenwoordig deur sy Heilige Gees, as die een wat die brood en die wyn uitdeel, en saam met ons fees vier, omdat hy reeds oorwin het, oor die kruis en die ewige dood, soos wat ons as protestante glo. Maar terug by die debat, vandaar het die gesprek dan redelik vinnig, wil ek amper sê, 'n ander rigting ingegaan, na wat die kerkvaders sê. So toe het hulle met mekaar gedebatteer oor wat sê die kerkvaders, maar hier was dieselfde probleem gewees, hulle het mekaar nie gevind nie, want die twee groepe, en dis eintlik nou maar hier Miret aan die een kant en Stoort aan die ander kant gewees, aanvaar nie dieselfde kerkvaders nie, en dit was ook duidelik gewees dat Stoort nie 'n baie groot kennis van die kerkvaders het nie, en ek wil hier sê wat te verstaande is, want hy praat nie gewoonlik met ander Christene soos Miret nie, hy en sy pa Cliff werk gewoonlik op kampusse met ongelowiges, en hulle gebruik slegs die Bybel, maar ek dink ook hier is dit belangrik, om vir 'n oomblik stil te staan, want die argument is, die kerkvaders het dit geglo, so ons behoort dit ook te glo, want dit kom uit die tradisie uit, dis die argument van Miret gewees, maar ek wil sê, kom ons staan vir 'n oomblik net stil, en ons sê weer vir mekaar, as gereformeerdes, dat om by die ou gereformeerde beginsel te hou, van vergelyk skrif met skrif, dit behoort vir ons uiteindelik die deurslag te gee. Maar goed, dan verder spring die debat dan ook van die kerkvaders af, uiteindelik na wat al twee kante van hierdie debat se siening oor die Engelse woord salvation of in Afrikaans verlossing is, en onmiddellik het Stoort gesê, Miret se siening maak hom bekommerd. Maar nou wil ek sê, dit is die punt. En eintlik, as ons verstaan wat hier aangaan, dan verstaan ons dat hierdie is twee groepe wat verskillende sienings het en vanuit verskillende agtergronde hulle verstaan na die debat toe wil bring en die veronderstelling wil maak dat hulle verstaan in hulle agtergrond en die tradisie van waaruit hulle kom, dat dit 100% reg is. En die lank en die kort is, hulle gaan mekaar nie vind nie, want hier is die feit, die Koptiese of Ethiopiese ortodokse Christene glo nie in die uitverkiesing nie, maar ons as protestantse Christene glo wel in die uitverkiesing, en dit kan natuurlik gestaaf word met gedeeltes soos Efesiërs 1 vers 4, waar ons lees, soos hy, dit is nou God, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En dit is waaroor dit eintlik hier gaan. Ons moet raak sien, dis die kwessie agter die kwessie. En ek dink, dit is waar hierdie hele debat uiteindelik uitmekaar uitval. Net hier kan ons eintlik alreeds die spreekwoordelike slang se kop afkap, nog voordat die stert enigstens 'n kans kan kry om te groei. Want as jy nie glo aan die uitverkiesing nie, met ander woorde dat God jou uitverkies het alreeds voor die grondlegging van die aarde nie, dan glo jy dat jy ook moet bydra tot jou redding. En dan is jy besig om, sonder dat jy dit miskien besef, eintlik vir Christus te verwerp, want dan sê jy, Christus se soenverdienste aan die kruis was nie goed genoeg nie. Dan sê jy moet hom help deur 'n bydrae te lewer, sodat hy jou kan red. Dan sê jy eintlik, jy moes hom kies, en jy moet goeie werke doen om gered te word, of ten minste om dan by te dra.
En dit beteken dat jy dan ook sê dat jy uit God se genade sou kon uitval, terwyl die Bybel baie duidelik vir ons die teenoorgestelde leer. En byvoorbeeld Johannes 10 verse 27 tot 28 leer die Here Jesus vir ons en hy sê daar: My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So het ons gehoor, en ek gee hulle die ewige lewe, nie hulle goeie werke of wat hulle doen op aarde of hoe hulle oor die nagmaal dink nie. Nee, ek gee hulle die ewige lewe, met ander woorde as hulle in my glo, en dan ook, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So daarom kan ons sê, eenmaal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. Maar die ander kant is die ortodokse groeperinge glo dit nie. En dis hoekom hulle ook dinge dan wil bybring, soos dat die nagmaal jou red. So dan sou my vraag gewees het, wat van mense wat nog nooit nagmaal gebruik het nie, kan hulle dan nie hemel toe gaan nie, kan hulle nie gered word nie, ongeag wat hulle glo. En ook hier wil ek sê, die Bybel leer tog duidelik vir ons in Efesiërs 2 verse 8 tot 10, en ons lees daar, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God in vers 8. So vers 8 maak dit duidelik, jy kies nie vir God nie, God kies jou, hy gee vir jou geloof, sodat jy kan glo, en hierdie geloof is 'n genadegawe. Maar dan slaan vers 9 wil ek amper sê die spyker nog dieper in en beklemtoon dit nog meer. En dan lees ons in vers 9, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So dit beteken, ons word nie gered uit ons werke nie. Ons kan nie 'n bydrae lewer nie, want selfs ons beste werke is met sonde bevlek. Dis Jesus Christus en hy alleen wat ons red. Nie Jesus en die nagmaal, of Jesus en om op Saterdag kerk toe te gaan soos die 7-dagse Adventiste beweer nie, of Jesus en enigiets anders nie, nee, net Jesus Christus en die geloof in hom, dit alleen. En dan volg vers 10 van Efesiërs 2 natuurlik, wat vir ons sê dat ons, omdat Jesus ons uit genade alleen gered het, en omdat God ons geskape het na sy beeld, moet antwoord met 'n lewe van goeie werke. Nie goeie werke sodat ons daardeur gered kan word nie, maar goeie werke uit dankbaarheid, omdat ons reeds gered is, en weet dat ons op pad is na die ewige lewe. Maar sien, dit is die gevaar van wat gebeur as ons gedeeltes uit verband en uit konteks uithaal. Konteks en ook konteks binne tyd en konteks van gebeure is baie belangrik wanneer ons die Bybel lees. Soos wat selfs Miret tydens hierdie debat 'n paar keer, ek dink ten minste 2 keer sê, en wat hy sê is, wat die oorspronklike skrywer vir die oorspronklike hoorders wou sê of oordra, en wat hulle sou verstaan het, is wat altyd ons uitgangspunt moet wees wanneer ons met die Bybel werk. En natuurlik gelei deur die Heilige Gees. Maar belangrik, ons moet nie versies uithaal en Bybelgedeeltes uit konteks uithaal nie. En alhoewel Miret dit sê, is dit ongelukkig presies wat hy doen. By omtrent 2 minute en 20 sekondes van die debat en ook verder, as hy van 1 Korintiërs 11 praat, haal hy die gedeelte uit konteks uit en wil dit laat inpas by sy verstaan en sy agtergrond en sy kerktradisie. En hy volg nie die verloop van die gebeure wat die eerste brief van Paulus aan die gemeente in Korinte uiteindelik in sy geheel beskryf nie. En spesifiek wanneer dit gaan oor hierdie kwessie van 1 Korintiërs 11, oor die onwaardige optrede by die nagmaal, dan begin die argument in 'n sekere sin alreeds daar in 1 Korintiërs 8, maar hy volg nie daardie tydshistoriese konteks van die brief aan die Korinte nie. Want as hy het, sou hy verstaan het, dat dit nie gaan in 1 Korintiërs 11 daaroor dat mense siek geword het en selfs gesterf het, omdat hulle nie geglo het dat die brood letterlik Christus se vleis word en die wyn letterlik Christus se bloed
nie, soos wat hy beweer nie, maar nee, hulle is gestraf en het siek geword en sommige het selfs gesterf, omdat hulle self tydens die nagmaal vergryp het en hulle ooreet het aan die brood en soveel wyn gedrink het, dat hulle dronk geword het. En dit terwyl hulle genoeg by die huise gehad het om te eet en te drink en die armes moes staan en toekyk, want onthou dat die nagmaal in die tyd van die Bybel was nie soos wat ons dit noodwendig doen nie, dit was 'n groot fees gewees, dit was 'n ete gewees, waar hulle gesit het en geëet het en gedrink het en gesels het, wil ek amper sê, nie soos ons dit vandag natuurlik verstaan nie. En dit is presies wat Stuart vir hom sê. En hier is die uittreksel uiteindelik uit die debat uit, wat ek 'n volgende uittreksel wat ek dan wil wys. My friend, during that time period, not everybody thought that literally Jesus was eating his own body and drinking his own blood whenever they took communion. Well, not every Christian did, I can promise you historically. You got to check your historical facts on that. The majority of the church fathers, you're exactly right. In terms of what they passed down, many of them did say that Jesus was actually in the bread and his blood was actually in the wine. There aren't any records of anyone. But to make that type of claim is just that's huge stretch. It's not a stretch, because every single one of the early church fathers say that it's actually his body, actually his blood. If you go to 1 Corinthians chapter 11, St. Paul even says that those who didn't examine themselves properly before partaking of the Lord's Supper could die. If it's just mere bread and wine, why is St. Paul saying it was killing Christians that didn't examine themselves properly before partaking? Why did he say what? He said because some of you have not examined yourselves and are partaking unworthily, he says, some of you are sick and some of you sleep. This is in 1 Corinthians 11, meaning they died. They died from partaking it unworthily. So if it's just mere bread and wine, why is St. Paul saying it's killing Christians? Excellent question. Contextually, because people were not doing it in such a way that was obviously worthy and in a worshipful manner towards God. Goed, nou dat ons dit gesien het, moet ons sê dat Stuart reg was, soos wat ek sopas verduidelik het voor hierdie uittreksel, het Stuart vir hom gesê dat die mense siek was en gesterf het omdat hulle die nagmaal op onwaardige wyse gebruik het. Nie vir die redes wat Miret hier aanvoer, soos ek reeds verduidelik het nie. So, om dan terug te kom, dit gaan oor konteks. Lees die geheel en moenie versies uithaal om by jou siening te pas nie. In een van die onderhoude, waarna ek nou alreeds verwys het, wat na die debat met Miret gevoer is, praat hy ook van Johannes 6, en ook hier gaan dit oor die konteks. Hy verwys spesifiek na Johannes 6, veral daar tussen verse 48 en 71, en die bewering word deur hom en ook deur die persoon met wie hy die debat voer gemaak, dat as 'n mens Johannes 6 lees, dan sien jy dat Jesus toe al gesê dat die brood sy letterlike vleis en die wyn sy bloed is, en dat sommige van sy volgelinge dan besluit het om hom nie meer te volg nie, as gevolg van die stelling wat Jesus gemaak het, want hulle het gesê, dit is 'n harde woord om te hoor. Maar nou wil ek sê, stop die lorry. Weereens, as ons die konteks gaan vat, sal ons sien dat dit nie die geval is nie. Eerstens, die konteks binne tyd. Johannes 6 is aan die begin van Jesus se bediening. Lank voor die tyd, waarskynlik 2 tot amper 3 jaar voordat Jesus die heilige nagmaal ingestel het, kort voor die einde van sy lewe op aarde, kort voordat hy op Goeie Vrydag gekruisig is. So dit beteken dat die disippels in Johannes 6 nog niks sou geweet of verstaan het van die nagmaal binne hulle konteks in tyd nie. Maar as 'n mens werklik die konteks lees van Johannes 6, dan sien ons veral as ons daar in vers 32 en verder af ook kyk, dan sien ons dat Jesus homself eintlik vergelyk met die manna van die Ou Testamentiese uiteindelike trek deur die woestyn, daar in Exodus. En soos ek gesê het, vers 35 speel 'n baie belangrike rol.
in Johannes 6 vers 35 lees ons, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So hier moet die woordjie glo vir ons, wil ek amper sê, uitstaan. Dit moet vir ons die deurslag gee. So wat is die groter prentjie? Die groter prentjie is, dit gaan oor hulle geloof in Christus. Hulle geloof in Christus is soos die brood wat die volk in die Ou Testament in die woestyn onderhou het. Maar nie net soos die aardse brood of die manna van die Exodus wat hulle tydelik na liggaam, hulle honger, wil ek amper sê, gekeer het nie, en hulle gevoed het nie. Nee, maar die geloof in Christus is iets wat hulle ewig sal onderhou, en wat sal maak dat hulle nooit weer honger sal hê nie. Want, dit is wat ons as protestantse Christene bely, by die nagmaal voed die Heilige Gees ons siele. Met ander woorde, versterk die Heilige Gees ons geloof vir die ewige lewe. Nie ons letterlike liggaamlike honger nie, maar ons geestelike honger word gevoed tydens die viering van die Heilige Nagmaal. Maar kom ons kom vir 'n oomblik weer terug na Johannes 6 vers 35 toe, want daar is nog iets wat hier van belang is. Jesus sê hier, ek is die brood van die lewe, en hier wil ek fokus op die twee woordjies ek is. In die oorspronklike Grieks waarin die Nuwe Testament natuurlik geskryf is dit die woorde ego eimi. En deur die Bybel, en veral in Johannes se evangelie, maak Jesus baie hierdie ego eimi in die Grieks of in die Afrikaans ek is uitsprake. Byvoorbeeld in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. In Johannes 10 vers 9 wat dit gaan oor hy is die goeie herder. Ek is die deur, in die deur vir die skape natuurlik. In Johannes 14 vers 6, daar die bekende vers, en Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan natuurlik hier, soos ons nou gelees het in Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Maar wat ek hier wil uitwys, is by al hierdie gedeeltes, is dit altyd die Griekse uitdrukking, soos ek gesê het, ego eimi, wat gebruik word, en ek wil so ver gaan as om te sê, uit die konteks uit lyk dit vir my of Jesus by al hierdie gedeeltes, wanneer hy sê ek is, dit op 'n figuurlike manier, op 'n simboliese manier bedoel. Want Jesus is tog nie 'n letterlike deur waardeur skape moet gaan nie, en ons is tog nie letterlike skape nie, ons is mense. Hy is ook tog nie 'n letterlike wynstok nie, of 'n druiweprieel nie, en ook tog nie 'n letterlike pad waarop of waaroor ons moet loop nie. Maar wanneer hy sê ek is die weg, dan verstaan ons tog. Dit beteken ons moet hom volg, ons moet op dieselfde pad loop as wat hy loop, of ons moet op die pad loop wat hy vir ons wys. En dit is figuurlike, simboliese of metaforiese taal. Dit is hoe Jesus uiteindelik geleer het in die tyd van die Nuwe Testament. So my vraag is, hoekom sal Johannes 6 dan anderster wees, of selfs die gedeelte waardeur Jesus die nagmaal instel in die evangelies, hoekom sal dit dan anderster wees wanneer hierdie selfde term in die Grieks, ego eimi, ek is gebruik word wanneer hy sê, ek is die brood van die lewe, of hierdie brood is my liggaam, en hierdie beker is my bloed. En ek wil verder net nog een moment uitlig uit die debat uit, voor ek die gesprek so bietjie in 'n ander rigting wil invoer. By omtrent 9 minute van die debat maak Miret die punt dat hy glo dat al die kerkvaders het geglo dat die brood letterlik vlees word en die wyn letterlik bloed, dis vanuit sy Christelike tradisie uit. Maar wat Stuart sê, is dat dit wel so mag wees, maar dat die Bybel nêrens spesifiek sê dat dit so is nie. So wat belangrik is, en dit moet ons verstaan, ons moet dus baie versigtig wees om nie sekere dinge in die Bybel in te lees net omdat dit van kleins af vir ons geleer is of deel is van ons kerktradisie of ons kerkleringe nie, maar wat die deurslag moet gee is weer eens vergelyk skrif met skrif. Die belangrike is dat ons by die skrif en by die Bybel self sal hou
en deurgaan, soos ek sê, skrif met skrif sal vergelyk. Maar die punt wat ek hier maak is die feit dat Miret ook hierdie aanslag gehad het, maak dit baie duidelik, net weer eens, dat Miret ook met sy eie agtergrond en vanuit sy eie konteks, met sy eie kerktradisie en sy eie verstaan na hierdie debat toe gekom het. En dat hy nie noodwendig kan insien dat dit waarvan hy hier verstoord en verklif beskuldig, iets is wat presies hy ook aanskuldig is nie. En dit is dis die ironiese. Maar goed, nou wil ek vir 'n oomblik so bietjie afstap van die debat af, maar ek wil hê, kom ons praat verder oor die nagmaal en juis hierdie kwessie van word die brood en die wyn letterlik die vlees en die bloed van Jesus, want dit is eintlik vir my die groter doel van hierdie gesprek. Nou, Mike Winger, 'n bekende teoloog, gaan kyk maar na sy video's op YouTube, ek sal 'n link van hom ook hê, of 'n skakel in my beskrywing. Mike Winger maak die punt van hoekom ons nie moet dink dat die transubstansiasie leer die waarheid is, of hoekom ons nie moet dink dat Jesus se liggaam is die brood letterlik en Jesus se bloed is die wyn letterlik by die nagmaalsviering nie. Nou, hy sê dat ons moet onthou dat die nagmaal die ou Pasga viering vervang het. En tydens die Pasga, wat die Jode vir letterlik duisende jare, vanaf die tyd van die Exodus, uiteindelik tot en met die tyd van die Nuwe Testament gevier het, die Pasga se vieringe was alles simboliese handelinge gewees. Die bloed van die lam, wat oor die deurkosyne geverf was simbolies. Daar was tog nie jaar vir jaar weer 'n doodsengel of die verderwer, soos wat hy beskryf word, wat oorgekom het, en as die Jode nie hulle deure geverf het, dan het hulle eersgeborenes nog steeds gesterf nie. Nee, dit was net 'n simbool wat hulle herinner het, wat hulle laat terugdink het, dat God hulle en hulle eersgeborenes gespaar het. Die lam self, wat geslag en gaar gemaak was simbool van 'n plaasvervangende offer vir hulle sondes. Die ongesuurde brode simboliseer die haas waarmee hulle uit Egipte uit is. Maar nou is hulle nie meer in Egipte nie. Maar dit laat hulle terugdink daaraan. Die bitterkruie wat hulle saam met die Pasga moes eet, is simbool gewees om hulle te laat terugdink, hulle te herinner aan die bitterheid wat hulle as slawe in Egipte beleef het, maar hulle is nie meer slawe nie, hulle is nou gered. So dis alles simboliese of metaforiese dinge wat die een ding wys heen na die ander ding. Maar nou, Nuwe Testamenties, weet ons dan dat Jesus die Pasga met die nuwe ete, en dit is die heilige nagmaal natuurlik, vervang het. En dan gebeur dieselfde ding. Weer sê Jesus, dink terug. Die woorde is, doen dit tot my gedagtenis, en dis waaroor dit gaan. In Lukas 22 vers 19 lees ons byvoorbeeld, daarop neem hy, dit is nou Jesus, brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. En in 1 Korintiërs 11 vers 24 beskryf Paulus dit op dieselfde manier. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En ook 1 Korintiërs 11 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Nou, gedagtenis beteken om terug te dink, om terug te gaan en te onthou wat in die verlede gebeur het en selfs om dit te vier. Die bekende teoloog Matthew Henry merk tereg op, there was a memorial of the manna preserved in the ark, so of Christ in the Lord's Supper. En dit is die punt, 'n memorial, die Engelse woord verwys daarna dat ons iets onthou, dat ons terugdink, dat ons iets in gedagtenis neem. So tot my gedagtenis beteken beslis nie
doen dit weer nie. So daarom glo ons nie soos die Rooms-Katolieke Kerk dat ons Jesus by elke nagmaalviering of in hulle geval by elke Roomse mis weer en weer moet offer en daarom die brood en die wyn moet aanbid omdat dit sy vlees en sy bloed is nie. Die Hebreërskrywer maak dit tog ook vir ons baie duidelik. In Hebreërs 9 verse 11 en 12 lees ons: maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. So, hoeveel keer het hy ingegaan om die offer te bring? Eenmaal. Dit was 'n eenmalige offer. Leer Hebreërs 9 vers 12 vir ons. En ook in Hebreërs 9 verse 24 tot 28 kry ons weer dieselfde beklemtoning. Ons lees daar, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie. So, luister mooi, vers 25 sê, ook nie om homself dikwels te offer nie. En vers 26 lees verder, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Hoekom? Want hy het vir die sondes van alle mense van alle tye gesterwe. Dan lees ons verder, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer, nie sy offers nie, deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. So dit maak dit tog vir ons baie duidelik, maar ook in Hebreërs 10 verse 10 tot 14 kry ons weer die beklemtoning en ons lees daar, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy, bedoelende Christus, het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Want deur die een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Nou Mike Winger gaan selfs nog 'n stap verder en sê dat daar selfs in die Judaïsme geen leer of lering is dat die lam wat hulle vandag slag vir die Paasfees se vleis verander in die oorspronklike lam wat in Egipte geslag was nie. So die lank en die kort is, transsubstansiasie bestaan dus glad nie, daar is nie so iets nie. Verder sê Winger dat ons moet onthou dat dit uitdruklik teen die Joodse wet, die Torah, was om rou vleis te eet en bloed te drink. Maar met die instelling van die heilige nagmaal, wanneer die Here Jesus dit instel, het sy disippels nie vir 'n oomblik gehuiwer, of ek wil amper sê geblik of gebloos nie. Hulle het nie vir Jesus gesê, maar Here, dis mos teen die wet om rou vleis te eet en bloed te drink nie. En die vraag is, hoekom nie? Want dit was nie die geval nie. Hulle het geweet dat dit simboliese of metaforiese taal was wat Jesus gebruik het. En die punt is, hulle sou geprotesteer het. Hoekom kan ek daardie bewering maak? Want Petrus is vir ons die bewys daarvan later, nadat die Here Jesus gekruisig is. Dan weet ons natuurlik daar in Handelinge 11 is Petrus besig om daar op die dak te bid en hy's honger en dan kry hy hierdie visioen, kom ons noem dit so, 'n verrukking van die sinne, dink ek word dit vir ons beskryf, en dan natuurlik kom hierdie laken met al die onrein diere af, en dan
sê God vir Petrus, Petrus slag en eet. En wat sê hy dan? Hy protesteer. Hy sê, nee Here, nooit nie Here, ek gaan nie hierdie onrein diere eet nie. Ek is 'n Hebreër, ek is 'n Jood, ons eet nie onrein vleis nie. En dan moet daar vir hom gesê word, wat ek rein gemaak het, mag jy nie as onrein ag nie. So, dit is vir ons die bewys. Hulle sou geprotesteer het, maar hulle het nie. Hoekom? Want hulle weet, dit is simboliese of metaforiese taal wat die Here Jesus hier gebruik het, wanneer hy gesê het, hierdie brood is my liggaam en hierdie wyn is my bloed. En dit is die lank en die kort. Maar dan wil ek net weer beklemtoon. Net omdat ons weet en dit nou hier vir mekaar gesê dat dit simboliese of metaforiese taal is, beteken dit beslis nie dat ons die heilige nagmaal net sien as 'n simboliese handeling nie. Nee. Die nagmaal is 'n sakrament. Dis 'n sigbare waarteken. En deur die nagmaal is Christus, soos reeds verduidelik is, by ons deur sy Heilige Gees teenwoordig en word ons siele gevoed met die brood van die ewige lewe en ons geloof dus versterk. Verder is daar, wanneer ons terugkom na die argument toe, verder is daar natuurlik die ander probleme wat sou opduik as die brood letterlik sy vleis of sy vlees was en die wyn natuurlik Jesus se bloed geword het. Die eerste daarvan is dat Jesus se vleis of sy vlees en sy bloed eers geskend is, met ander woorde, hy is eers aan die kruis gesterf en dit het eers gevloei nadat hy die heilige nagmaal ingestel het. So hier sit ons weer eens met 'n tyd-konteks probleem. Hoe kan Jesus al geoffer word wanneer hy die nagmaal instel, terwyl hy eers nadat hy die nagmaal ingestel het, gekruisig sou word en sy bloed dan eers vir die eerste keer werklik sou vloei? Nog verder is daar die probleem van die groter prentjie of die geheel. Indien die brood wel Jesus se liggaam letterlik word en die eet van die brood ons tot een liggaam van Christus verbind om sy kerk te wees, soos wat 1 Korintiërs 10 vers 17 ook sê, dis een brood en daarom is julle een liggaam, dan is my vraag, wat sou gebeur as daar 'n krummeltjie van daardie brood op die grond val en die spreekwoordelike arm kerkmuis dit sien en daardie krummeltjie brood gaan eet? My vraag sou dan wees, word daardie kerkmuis dan deel van die gemeente en deel van die groter liggaam van Christus? En dieselfde geld natuurlik vir die wyn. As daar van daardie wyn gemors sou word per ongeluk, beteken dit dan dat die kosbare bloed van Christus gemors word? Dis my vraag. En ons weet wat die antwoord is. Die antwoord is nee, want dit is nie die geval nie. Alhoewel die Rooms-Katolieke dit glo, dat dit die geval is. En dan kan mens verdere argumente ook weer maak, soos wat gebeur wanneer die beker nie leeg gedrink word nie en die wyn weer teruggegooi moet word en allerhande sulke goeters. Wat gebeur met die res van die brood? Want dit is nogal interessant genoeg, 'n redelike groot gemeente, omdat die brood gewoonlik in blokkies opgesny word bedien deur 'n paar snytjies brood. So daar's allerhande sulke vrae. Maar verder kan ons ook vra, hoekom word die brood eers vlees van Christus as dit in ons mond gesit word en die wyn eers sy bloed wanneer dit in ons mond is en nie al aan die begin van die nagmaalshandeling nie? Alles is tog deel van die seremonie of van die nagmaalsformulier se handelinge, soos wat Jesus dit natuurlik aan die begin ook ingestel het. So die prediker lig natuurlik voor die gemeente die brood op en hy breek dit en hy spreek die woorde uit. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus en die beker wat ons sien is die gemeenskap met die bloed van Christus. Maar die vraag is, hoekom is dit nie dan al Jesus se vleis en sy bloed nie? Hoekom word dit eers sy vleis en sy bloed die oomblik wanneer dit in ons monde is? Nou, as afsluiting wil ek net nog 2 laaste punte maak. Die eerste, as ons die konteks en die geheel lees van die verhaal daar in Matteus 26, waar die Here Jesus Christus dan ook die heilige nagmaal instel vir die eerste keer in die plek van die Pasga, dan sê hy
in 'n sekere sin aan die einde daarvan in vers 29. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. So dit is nou nadat hy die nagmaal ingestel het en gesê het, hierdie brood is my liggaam en hierdie wyn is my bloed. Na dit dan verwys hy weer na die wyn as wyn, want wat is die vrug van die wynstok? Dit is wyn. So hoekom verwys hy dan na die tyd na dit as wyn en hoekom verwys hy dan nie na dit as bloed nie? En dan laastens in 1 Korintiërs 10 vers 16 skryf Paulus, en ek lees vir ons, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Nou die woord wat ek hier wil hê wat ons moet raak sien, is die woord gemeenskap. Nou, gemeenskap is beslis nie transubstansiasie. Gemeenskap beteken nie dat die brood sy vleis en die wyn sy bloed word nie. Nee, gemeenskap met iets is of kom ek sê eers so, gemeenskap met iets is nie om iets in jou op te neem, soos wat ons die brood eet en die wyn drink nie, en dit in ons liggaam opneem nie. Gemeenskap is wanneer jy deel word van 'n groep of van 'n iets, omdat jy jouself daarmee vereenselwig, of vir ons as Christene, jy word deel van 'n groep omdat jy dieselfde doen en glo as hulle. En Paulus gebruik spesifiek die woord gemeenskap hier, en gemeenskap met die bloed en gemeenskap met die liggaam van Christus sê hy, en uiteindelik moet ons raak sien, hy sê nie, dit is Jesus se bloed en dit is Jesus se liggaam nie, hy sê dit is die gemeenskap daarmee. Nou die Engelse vertaling, die King James version sê communion, so dit is die woord vir nagmaal, die Engelse woord, die ander een is the Lord's Supper, en die 2020 vertaling vertaal die woord gemeenskap met die deelname aan sy liggaam en die deelname aan sy bloed. So juis omdat ons glo dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, omdat ons glo dat sy bloed vir ons vergiet is, daarom dink ons terug daaraan wanneer ons die brood by die nagmaal sien wat gebreek word, dat soos wat die koring fyn gemaal word om broodmeel te maak, so is Jesus se liggaam as te ware vir ons fyn gemaal, soos wat die brood gebreek word voor ons oë by die nagmaalviering. En so seker glo ons dat sy liggaam ook vir ons gebreek is, sodat ons nie die toorn en die straf en die pyn en die lyding en die godsverlatendheid wat ons verdien as gevolg van ons sondes hoef te dra nie. En net so dink ons ook terug daaraan dat soos wat die wyn wat die kleur van bloed is, wanneer ons dit sien, net soos wat die druiwe in die parskyp stikkend getrap word, dink ons dan aan, is die liggaam van die Here Jesus as te ware ook vir ons stikkend getrap tydens sy kruisiging, uiteindelik geskend. En ons weet, dit beteken vir ons dat deur sy versoenende sterwe aan die kruis het hy met sy bloed ons sondes afgewas, sodat daar uiteindelik vir ons verlossing kan wees, soos wat die druiwe stikkend getrap word, sodat die sap wat uitkom wyn gemaak kan word en daar fees gevier kan word. So is Jesus se liggaam as te ware vir ons stikkend getrap, sodat daar nie druiwesap of wyn kan uitkom nie, maar bloed kan uitkom om ons skoon te was, sodat ons ook saam met Jesus uiteindelik kan fees vier, omdat ons skoon gewas is van ons sonde en omdat ons daarom uiteindelik kan weet dat ons die ewige lewe het. So daarom uiteindelik is dit belangrik dat ons dan ook sal weet dat die brood word vir ons gebreek, sodat ons kan weet, ons sondes is vergewe. Sy bloed het vir ons gevloei, en daarom is al ons sondes vergewe. En omdat sy bloed vir ons gevloei het, kan ons ook
deur ons geloof wat ons aan hom en ons medebroeders en susters in die geloof verbind, as gemeenskap van gelowiges dan ook wel fees vier, omdat Jesus self by ons teenwoordig is en die spys en die drank vir die fees uitdeel, sodat ons dit dan ook kan geniet en ons geloof daardeur dan ook versterk kan word. Mag dit in hierdie tyd van die Goeie Vrydag, van Opstanding Sondag ook weer vir elkeen van ons 'n werklikheid wees. En wanneer ons die heilige nagmaal gebruik, mag ons dit dan opnuut ook weer sien as 'n vreugdefees waar Christus by ons teenwoordig is deur sy Heilige Gees wat in ons harte werk en wat ons voed met die brood en die spys van die ewige lewe en wat ons geloof dan ook daardeur versterk. Baie dankie.